Goeiedag geliefdes. Geliefdes, baie mense het my gevra om asseblief 'n video te maak om te verklaar wat die geboorte van Jesus is. Was dit gees, was dit vlees? Want daar's so baie verwarring op hierdie stadium en niemand verduidelik dit eintlik nie. Almal sê maar net nee, jy moet dit glo of jy moet in jou oorgestelde glo of jy moet in 'n geloof glo en al daai goed. Geliefdes, ek wil u net sê vandag dat u is verantwoordelik vir u eie siel. En as u nie die koninkryk van God beerwe nie, gaan niemand anders hoef verantwoordelikheid te neem nie. Dit is jou siel, dit is jou verantwoordelikheid, dis wie jy is. Jy moet die vlees oorwin, jy moet in die koninkryk van God kom. So jou hoofdoel in hierdie liggaam is om die koninkryk van God te soek, te vind en in te gaan. Geliefde, ek sê weer, voor ek verder gaan, niemand kan jou, as jy uit die vleis uit is, die rus instuur nie. Want die koninkryk van God is in jou. As jy uit hierdie liggaam uit is jy uit die hek uit. En as jy uit die hek uit is, wat jy vir 'n spesifieke rede en 'n doel gekry het, is dit te laat. As hulle dan vir jou sê, gaan nie rus in, gaan dit nie werk nie, want in die eerste plek, as daar 'n verseelingsdiens is, sal jy altyd sien, daar's 'n opsiener en sy vrou, wat dien as die hekke vir die siele om deur te gaan. Nou geliefde, daai siele wat daar deur gaan is nie perfek nie. Daai dinge verduidelik ek in my video's, waar gaan hulle in, waarheen gaan hulle, hoe werk dit, hoe werk die hemele, ensovoorts, dit kan ek alles vir u verduidelik. Maar wat ek nou vir u wil verduidelik, geliefde, is wat die mense my gevra het, is wat is Adam en hoe link dit aan Jesus? Want mense verward omtrent wat vlees is en wat gees is. Nou geliefde, kom ons kyk na Genesis 1, in die begin, het God die hemel en die aarde geskape. Nou was dit 'n natuurlike hemel of 'n geestelike hemel? Was dit 'n natuurlike aarde, was dit 'n geestelike aarde? Was dit natuurlike diere? Nou geliefde, as jy mooi gaan kyk, dan sal jy sien, dat in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die aarde moes by 'n human being gewees het. Die mense raak te mekaar, want hulle dink dat Adam was die eerste fisiese mens. Dis wat die mense daar buite dink, geliefde. En dis al wat hulle verstaan. Maar ons wat meer evolved is, ons wat meer gevorder is, God het ons in 'n geestelike pad ingelei. Nou daar was baie mense, fisiese mense, duisende jare terug op die aarde. Maar niemand van hulle kon by God uitkom nie. En daarom het God die Bybel geskryf om ons te wys hoe om by God uit te kom. Die Bybel is geskryf sodat die siel vrygemaak kan word van die sonde en die vlees. Daarom het hy die Bybel geskryf en baie min mense verstaan dit. Selfs nou mense wat dit verstaan het nie meer nie. So dis baie skrikwekkend, geliefde, wat aan die gang is op die oomblik. So, nou in die begin het God by hierdie dier, het hy 'n aarde geskep. Hy moes 'n aarde skep om op te saai, geliefde. As jy na die verbandeboeke in die Bybel luister, sal jy sien, hulle verduidelik dit baie meer in detail. En as jy wil weet watter boeke en al daai dinge, kontak my maar op WhatsApp, dan sal ek dit vir u verduidelik en daai boeke vir u stuur, sodat u dit ook kan luister, of ons evangeliegroep, ons praat baie keer daaroor, en ons broodbreekgroep, waar ons hierdie goed verduidelik. Want dit is baie belangrik om te verstaan, geliefde, soos ek sê, ek kan nie vir u die koninkryk van God ingaan nie. Ek kan vir u die rigting gee, ek kan vir u sê hoe om in die koninkryk van God uit te kom, maar dan moet u self daar uitkom. So, nou kom ons kyk na Adam. Adam is geskep uit die aarde, uit dieselfde aarde wat geskep is in die begin in Genesis 1. Adam is uit daai aarde uitgeskep, so dis 'n geestelike aarde. Geliefde, net om bietjie agtergrond te kry. Jy sal sien in die video's verduidelik ek Genesis 1, waar hy sê in die begin het God gesê laat daar lig wees. Wat se lig was dit? Dit kon nie natuurlike lig gewees het nie, want op die 4de dag het hy eers die son, maan en die sterre gemaak. So daar was dag en nag vir 4 dae voordat God die son, maan en die sterre gemaak het. So dit was geestelike lig.
En u sal ook sien hy die waters van die waters geskei en tussen die waters en die waters was 'n uitspansel en hy die uitspansel hemel genoem onder die wolke as dit natuurlik was. En toe op die 4de dag, toe plaas hy die son, maan en die sterre in die uitspansel. Met ander woorde, as dit natuurlik was, dan moet die son, maan en die sterre onder die wolke wees, wat nie so is nie. Nou as jy luister na die Apocryphon of John, die een van die bandboeks, dan sal jy sien, hy sê baie duidelik, the Garden of Eden is the church. En dan ook geliefde, dit kan nie natuurlik gewees het nie, want 'n slang kan nie praat nie. En as iemand eet van 'n boom, kennis goed en kwaad, wat se tipe boom is dit? Of die boom van die lewe. As ek nou eet van die boom, dan word ek net so wys soos God. Daarom het hy gesê, moenie eet van die boom van die julle sal sterwe. Het Adam hulle toe gesterwe? Natuurlik moes hulle sterwe, geliefde. Want ek moet die vleis oorwin. As ek leer wat is goed en wat is kwaad, dan kom die wet. En dis presies wat daar gebeur het, maar dis sal ek alles vir u verduidelik, geliefde. En daar's oor die 600 video's wat u kan gaan kyk, om bietjie meer lig te kry omtrent hierdie dinge. So Adam was nie 'n natuurlike mens nie, hy is uit die aarde uitgeskep. En toe sê hy, uit die aarde is jy geneem, en na die aarde sou jy terugkeer. Van stof is jy en tot stof sou jy terugkeer. Nou moet ons mooi dink, geliefde. As Adam 'n geestelike wese is, wat in die human mind geskep is, watter aarde toe moet hy teruggaan? Sien jy hoe geestelik word dit, geliefde? Maar voor ek daar kom ons gaan bietjie verder. Hy sê in 1 Korinte 15, hy sê die eerste Adam is die aardse, eers die natuurlike en toe die geestelike. 'n lewende siel en toe 'n lewendmakende gees. Adam aards en toe die Here uit die hemel. Geliefde, hy sê Adam was the image of him that was to come. Adam is die beeld van die een wat sou gekom het. Dis Jesus. Adam is die seun van God, Lukas 3 vers 38, Jesus die seun van God. So, Adam is 'n geestelike wese in ons. Adam is 'n geestelike wese in die kerk. Die kerk, geliefde, is Christus. En dit sal ek alles vir u verduidelik. As iemand vir u sê, dis nie so nie, kontak my op WhatsApp, ek sal al hierdie tekste vir u gee, al moet ek video's maak, om dit duidelik vir u te maak, sodat u dit kan sien en verstaan. Ek wil u help, geliefde, ek wil nie hê dat daar siele verlore moet gaan, as ek daarvoor kan help. So, nou is Adam gees, maar hy het nou geëvalueer, Adam, Abraham, Isak, Jakob, alles die kerk, geliefde. Jesus is die seun van Dawid. Jesus is die seun van God. Jesus is die seun van die mens. Wat is Adam? Mens. Wat is Jesus? Seun van die mens. Maar nou, die punt wat ek wil maak, geliefde, is, dat Adam is gees. Maar die Bybel sê, die eerste man Adam was natuurlik. Eers die natuurlike, toe die geestelike. En dis waar die mense hulle fout maak. Nou dink hulle dis hierdie natuur. Dit is nie daai natuur nie, geliefde. Dit is die geestelike insienswyse van die mense. Met ander woorde, ek het vlees in my wat gekruisig moet word. Ek het vlees in my wat ek moet oorkom, sodat ek weergebore kan word. Want dis nie, hierdie mens kan nie weergebore word nie, geliefde. Net my gedagte, my hart van verstand, kan weergebore word in 'n natuurlike manier van dink, tot 'n geestelike manier van dink. Hierdie vlees van my, kan wees aardse vlees, en dan word dit hemelse vlees. Met ander woorde, Adam was nooit 'n natuurlike mens nie, maar die Bybel sê, dit is natuurlik. So geliefde, dit is die hoofpunt wat ek vir u wil verduidelik. Die aarde wat geskep is, dit is die aarde van die verstand. God gee jou verstand. En uit daai aarde uit, as jy eers begin geestelik dink, dan kan God 'n mens maak uit daai aarde uit. Maar daai mens is nog steeds vlees. En daai vlees moet terugkeer na daai aarde toe.
niks met hierdie aarde te doen nie, geliefde. Onthou dit. So dit is die natuurlike. Die verganklike dinge is die geskape dinge. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. So met ander woorde, daai is natuurlike dinge, maar dis nie hierdie natuur nie. Dis 'n goddelike natuur. So met ander woorde, daai Adam in my, ek begin geestelik verstaan, en Adam, almal in die Ou Testament, is onder die wet. Het enige iemand onder die wet sielsaligheid gekry, geliefde? Niemand nie. En toe kom Jesus. Toe het die eerste Adam geword die tweede Adam. Nou, geliefde, as die eerste Adam gees is, en die Bybel sê, dit is natuur, en hy sê die tweede Adam, die Here uit die hemel, is gees, hoe kan ons nou sê, 'n Jesus is natuurlik? Hy's nou vleeslik, maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê die eerste een was natuur, die tweede een was gees. Adam aards, die tweede een, die Here uit die hemel. Met ander woorde, geliefde, as die Adam wat in die kerk gelewe het, nog vleeslik was en onder die wet was, het die kerk geëvalueer. Die kerk Abraham, die kerk Isak, die kerk Jakob, die kerk Dawid. Toe die kerk in die vorm van Dawid is, toe hulle tot daai insienswyse kom, toe is Jesus uit Dawid uitgebore. Jesus, die seun van Dawid. Hoe kry 'n mens dit, geliefde, as jy natuurlik daarna kyk? Jesus is die seun van die mens. Wie is die mens? Adam, die mens en die mens se kinders, geliefde. As Adam 'n mens is, maar hy het God se gelykenis in die evenbeeld, wat in die tuin van Eden lewe, 'n geestelike plek, wat eet van 'n geestelike boom, kennis goed en kwaad, en wat verhoed is om te eet van die boom van die lewe, tot en met Openbaring 22. As dit geestelik is, geliefde, en 'n vrou word vir hom gemaak uit sy ribbebeen, en hulle het nou kinders, hoe kan daai kinders nou natuurlike kinders wees? Dan is niks in die Bybel mos vleeslik nie, geliefde. As Kain en Abel en Set en Noag en sê my, is Noag natuurlik, geliefde? Is Moses in die woestyn wat 40 jaar met 'n 3-daagse reis gesit het en die manna in kwartels reën het uit die hemel uit, is dit natuurlik? Die waters van die waters geskei en God het die son, maan en sterre in die uitspansel geplaas onder die wolke? Is dit enigsins moontlik dat dit natuurlik kon wees? Nee, geliefde, dis geestelik. En daarom is die Bybel se doel vir ons om te lees en daai skrif, you are the epistle, written on the flesh tables of your heart. Julle is geskryf op die vleestafels van julle harte, nie met ink nie. En daarom moet ons gelees word, julle word gelees deur die mense. Want die Bybel moet hier geskryf wees, geliefde, die letter is dood en hy maak dood, maar die gees gee lewe. Met ander woorde, ek kan 'n boek lees, en as ek God om vir my geestelik oopmaak, of my oorgestelde maak om vir my geestelik oop, dan begin ek dit lewe. Hoe om my siel vry te maak van die duisternis, hoe om my siel vry te maak van die sonde, geliefde. En hoe word ek vrygemaak van die sonde, geliefde? Die doop, die afwassing van sonde. Met ander woorde, deur die woord, die evangelie woord, die woord van God, sal my gedagte verander word, en ek sal begin geestelik dink. Nie 'n natuurlike Jesus, of 'n natuurlike Adam, of 'n natuurlike Paulus, of natuurlik, as Genesis 1 geestelik is, en die hele res van die Bybel kom daaruit, hoe kan enige iets natuurlik word? Wanneer het dit begin natuurlik word? Geliefde, ondersoek hierdie dinge vir u self, want ek sê vir u weer, niemand kan u die rus instuur nie. As ek u nie nou in die koninkryk van God kry nie, in hemelse plekke nie, as ek u nie nou kan oplig in hemelse plekke en hierdie hek gebruik om in die koninkryk van God te kom nie, ek sê weer,
Die opsiener en die suster moet daar wees vir die hek, vir die wat nie liggaam het nie, om deur daai hekke te gaan. U het nou die hek. So u moet nou geestelik begin verstaan, om opgelig kan word in hemelse plekke in Christus Jesus, sodat u vry kan wees van die vleis. U moet nou daai vleis oorwin. U moet nou die wet oorwin. As ek nou vir u sê, jy moet nou na my luister, en jy moet nou kerk toe gaan, en jy moet nou dit doen, en jy moet, is jy onder die wet, geliefde. Al gaan jy 10 dae weer kerk toe, dit gaan jou niks help nie. Iemand moet jou in die koninkryk van God kry, en die enigste persoon wat u daar kan kry, is iemand wat daar is. Ek kan nie van u 'n ingenieur maak, geliefde, as ek nie een is. Ek kan u nie die lig gee, as ek glo in 'n natuurlike Jesus nie, geliefde, want die wat die vlees bedink is die dood, die wat die gees bedink is lewe en vrede. Romeine 8, hy sê, die wat die vlees bedink, is vyandskap teen God, geliefde. Hy sê, waar was die kerk, geliefde, toe alles nog geestelik was? Waarheen het dit nou gegaan? Hy sê, want hierdie wat vleeslik is, sal die wat geestelik is vervolg. Hy sê, maar moenie bevrees wees nie. Ek het eerste gelei. En dis nie 'n kwessie van lei nie, geliefde. Jy moet sterwe, jy moet die vlees oorwin in elk geval. So hulle gaan jou vervolg, hulle gaan jou kruisig. Maar dis 'n geestelike weg. Maar die wat defiled is, die wat nie 'n Mary mind het nie, die wat nie plek het vir Jesus nie, die wat 'n in het. Jy weet hoe Jesus nou gebore is, toe sê hulle, hy is in Bethlehem gebore, in 'n stal. Hoekom? Want die in was vol. Jesus kan nie hier gebore word nie, want ek is vol. Ek het genoeg dinge wat my besig hou. Ek glo in dit en ek glo in dit. Met ander woorde, Jesus kan nie in my tot geboorte kom nie, geliefde, want ek glo wat daai een sê, en ek glo wat daai een sê, en dit maak nie saak wat enigiemand my vertel nie, ek sal net daarin glo. Geliefde, gaan uit die vleis uit en kyk waar is jy? Net presies waar hulle is. As jy glo in 'n natuurlike Jesus, gaan jy weet wat daai mense is. En waar is daai mense? Hulle glo in vlees. En as jy vlees bedink, is dit die dood. Vra jouself, geliefde, as ek sê iets is natuurlik, is ek vleeslik of is ek geestelik? Ek is vleeslik. As ek sê Jesus was 'n vleeslike mens, is ek vleeslik, ek bedink die vlees. As ek sê Jesus is gees, God, Immanuel met ons, hy het in die vlees gekom, ja, maar nie hierdie vlees nie, dis presies dieselfde Adam, die vlees wat terugkeer na die aarde toe. Met ander woorde, my vleeslike gedagtes moet terugkeer na daai ou aarde toe, want ek sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde neerdal van God uit die hemel. En die ou hemel en die ou aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Is dit natuurlik, geliefdes? Nee, dis in my, geliefdes. Die ou dinge het verbygegaan en die nuwe het gekom. Christus het vir my gekom. God het vir my gekom, Immanuel. En dit is die lig, want as Christus vir my gekom het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So as iemand die Christusgawe het, en hy leer my, en hy gee my daai weg om by God uit te kom, dan kan ek na God toe gaan. Want iemand moet vir my 'n mediator wees tussen God en die mens wat in my is, nie hierdie mens nie. Geliefde, as ek uit die vleis uit is, kan ek nog steeds leer, is dit nie? Weet u hoe ontelbaar baie geeste is daar, wat die waarheid soek? U kan dit nie sien nie, want as u nog steeds glo dat Jesus 'n natuurlike mens is, dan kan u nie sien nie. Maar dit is hoekom dit belangrik is, dat u gaan daar waar die lig is, daar waar die lewe is, en dit is gees. So geliefde, niks in die Bybel is natuurlik nie. En kom, vind vir u self uit, geliefde, moenie net gelei word aan die neus, en dan sielsaligheid mis nie. Ek kan nie vir u sê wat u moet doen nie, maar ek sê u net, gee u siel ook 'n kans. Gee u self ook 'n kans, om uit te vind, waar is God nou? Want u moet een ding onthou, almal sê, al wat die mense sê,
Ons is besig om die geloof te beskerm. Ons is besig vanaand teen hierdie apostel wat nou so hierdie tale bring en hierdie geliefde, besluit vir u self. Want om die geloof te beskerm, geliefde, is om die gees te beskerm. Ons beskerm Christus, geen geloof met 'n naam, OAK, PK, PPK, Apostolic Members of Christ, of enige naam is Christus nie. Die geestelike weg wat na God toe lei, dit is Christus. Dis wat ons moet beskerm. En daarom sê Paulus in Galate 1, hy sê, ek verwonder my, dat julle so gou afvallig geword het van hierdie evangelie, terwyl daar geen ander is nie. Geliefde, dan is dit nie iemand wat die kerk naam verander nie. Dan is dit iemand wat van 'n geestelike denke is, na 'n vleeslike denke. Dis hoe jy die kerk beskerm. Christus moet jy beskerm, daai geestelike insienswyse, want geliefde, as jy sê, Jesus was 'n natuurlike mens, kan jy nie drome uitlê nie. End of story. Jy verstaan nie gees nie, jy verstaan nie Christus nie, jy verstaan nie God nie, jy's nie gelink met God nie, want jy's vlees. En dit is die dood. Die wat die vlees bedink is die dood. Daarom, geliefde, moet u vir jouself dink. Drome sal nie meer uitgelê kan word nie, soos dit nou al is. Kan mense nie meer drome uitlê nie. En dis wat ons beskerm. Ons beskerm daai profeet, geliefde, wat geestelik is, wat 'n geestelike taal met ons praat, sodat ons daai gawes kan uitlê. Daarom leer ek die mense om gawes uit te lê, om drome uit te lê. Wat is die profeet? Want die profeet is besig om heeltemal dood te gaan, geliefde. As mense profeteer nou in die kerk, dan praat almal net uit hulle self uit. En hulle sien hierdie goed, en ek weet nie wat so goed alles nie. Dis nie wat u in die koninkryk van God gaan kry nie, geliefde. Die Gees gaan, Jesus Christus gaan. So as ons die geloof beskerm, dan beskerm ons Christus, daai geestelike taal, God met ons, Immanuel, dis wat ons moet beskerm, nie 'n kerknaam nie. So asseblief, geliefde, dink vir u self. Luister, wat is die dood? As iemand vlees praat, is dit die dood. As iemand gees praat, dan moet u dit beskerm, want dis van God, dis die lewe en vrede. Ek sal aangaan, ek sal nog 'n video maak, ook in Afrikaans, geliefde, en ook in Engels, om hierdie goed te verduidelik, sodat mense tot betere insigte kan kom, dat hulle nie so verwar word deur hierdie natuurlike denke van die mense, want ek weet nie waar die gees heen gegaan nie, geliefde. En soos ek sê, dis hoekom Paulus sê, is julle sonder verstand. Julle het begin met die gees, nou wil julle volmaak word met die vlees? Het julle dan verniet gelei? Het ons nie gelei om hierdie gees in ons te kry nie, geliefde? Het ons nie kruis toe gegaan om die vlees af te sterf nie, geliefde? En nou gaan almal terug vlees toe, en ons gaan kyk na Jesus se graf oor see, wat nooit bestaan nie, geliefde. Daar was nooit 'n fisiese Jesus nie. Jesus is die weg na God toe. Dit is die geloof wat ons moet beskerm. Dankie, geliefde. God seën u.